Môre geliefdes, dit is vir my 'n baie groot voorreg om vanmôre saam met julle ook weer rondom die woord van God te gaan sit en so 'n bietjie na te dink in ons Pinksterreeks vir hierdie 2026. Ek het gesê ons gaan hierdie Pinkster 'n bietjie gesels oor die persoon en werk van die Heilige Gees. En ek het gistermôre toe ons oor die betrokkenheid van die Heilige Gees by Jesus se hemelvaart 'n paar gedagtes met u gewissel het ek alreeds vir u gesê dat die Heilige Gees nie 'n krag of 'n mag of iets is wat hier in die lug rondom ons sweef nie, maar 'n wese, 'n persoonlike wese wat in ons woon en wat ons lewens vir ons elke dag wil rig. Nou vanmôre wil ek die temas bietjie verder neem. Ons is nog altyd besig met die persoon van die Heilige Gees en vanmôre se tema is die godheid van die Heilige Gees. Ek het die tema so formuleer om te sê die Heilige Gees is volledig God. Nou, ek dink nie dat daar enige iemand in hierdie gemeente is wat daaraan twyfel nie. Ag, daar is mense in die wêreld wat van die Heilige Gees iets heeltemal anders wil maak as wat die Bybel aan ons voorstel, maar dit is nou irrelevant. Ons gaan nou nie daaroor vir ons verskriklik bekommer nie. Ons gaan liewer terloop stil staan by dit wat die Bybel vir ons leer oor die Heilige Gees, sodat ons alles wat van die Heilige Gees waar is kan gebruik om ons geloof in die derde persoon van die goddelike drie-eenheid op 'n vaste fundament te bou. Daaroor sal ons nog 'n bietjie later in die week ook weer gesels. Maar vandag is die tema, die Heilige Gees is volledig God. Daaroor gaan ons praat, maar voor ons daaroor praat, is dit ons nou 'n goeie tyd om net eers bietjie in gebed te verenig. So ek vra, kom ons bid saam. Here ons God, baie dankie dat ons so bevoorreg is, dat ons u woord voor ons kan oopmaak, dat ons daarin kan rondblaai, dat ons al die bladsye van die gedrukte Afrikaanse weergawe van u woord tot ons beskikking het, ook in verskeie vertalings, maar dat ons so bevoorreg is, dat ons, as ons by hierdie woord kom stilstaan, ons baie diep in ons harte kan weet, dat ons met u, die lewende God, besig is, wanneer ons met u woord besig is. Dankie dat ons ook, wanneer ons vanmôre uit u woord uit lees, kan bid, dat dit juis u Heilige Gees sal wees, wat die woorde van die woord aan ons harte kom vestig, dit daar vasmaak en ons help om daaruit te lewe. Ons wil bid, praat asseblief met ons Here, ons luister, ons is u kinders, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ons praat oor die volledige godheid van ons Here Jesus Christus. Ons spesifieke tema so formuleer, die Heilige Gees is volledig God. En ek gaan vir u so 3 of 4 kenmerke uitlig van waarom ons uit die Bybel uit kan sê dat die Heilige Gees volledig God is. Nou die eerste een van die kenmerke wat ons kan uitlig, is dat hy direk God genoem word in die Bybel. En daarvoor kan ons bietjie na Handelinge 5 vers 3 en 4 gaan kyk. Nou voordat ek die teks vir u lees, gaan ek net eers die agtergrond gou skilder. Handelinge 5 is die storie van Ananias en Safira. In die aanloop na Handelinge 5 toe is die gelowiges so saamgevoeg en saam geïnspireer, dat hulle al hulle besittings verkoop het en dit gelyk onder mekaar uitgedeel het, sodat hulle eintlik 'n stelsel geskep het waarin hulle mekaar dra. En Ananias en Safira is ook so geïnspireer en hulle wil dit graag so doen en hulle verkoop 'n stuk grond wat hulle gehad het en hulle besluit gesamentlik om 'n gedeelte van die koopprys terug te hou en die ander dan nou vir die apostels te bring sodat dit versprei kan word onder die ander gelowiges. En dan wanneer Ananias met hierdie gawe by Petrus aankom, dan gee die Heilige Gees vir Petrus die inspirasie om vir Ananias te vra, is dit die bedrag waarvoor julle die grond verkoop het? En dan sê Ananias, ja, dis die bedrag
waarvoor ons die grond verkoop het. En dan praat Petrus met Ananias, en ons ken die gevolg. Ananias het dood neergeslaan. Hy sê vir hom, Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Nou gaan dit nie hier oor geld nie. Dit gaan nie daaroor dat die apostels soveel as moontlik wou soos wat daar baie dikwels beskuldig word, veral op die sosiale media platforms, die kerk eintlik maar oordraai rondom geld. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Dit gaan hier oor gehoorsaamheid aan die drie-enige God, aan die Heilige Gees. Want Petrus sê vir hom onmiddellik as hy klaar geantwoord het, die grond is mos joune, jy was mos joune, jy kan mos daarmee doen wat jy wou gedoen het. Hy sê, toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het, net wat jy wou. Jy het nie nodig gehad om het te verkoop en die geld vir ons te bring nie, dit is 'n vrywillige offer. Wat het jou besiel om dit te doen? En dan hierdie belangrike woorde wat die Heilige Gees as God vestig. Onthou nou, in die eerste sinnetjie het gesê, hoekom het jy die Satan jou laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg? En nou sê Petrus vir hom, jy het nie net vir mense gelieg nie, maar vir God. Die duidelike lyn tussen die Heilige Gees vir wie gelieg is en God vir wie gelieg is, lê in hierdie teks oop. Daar word baie duidelik in hierdie teks van die Heilige Gees gepraat as God. Die tweede dingetjie wat ek vir julle wil uitlig met hierdie klompie gedagtes is dat die Heilige Gees al die goddelike eienskappe vertoon en dra. Nou, daar is baie goddelike eienskappe in die Bybel en ons sal weer, as ons nou vandag daarmee besig raak en ek wil vir elke teks doen wat daaroor handel, dan sal ons op die aarde nooit vandag klaar kry met hierdie videoetjie nie. So ek gaan net so sny aan die grootstes van hierdie kenmerke, die kenmerke wat vir ons die maklikste onthou, wat vir ons voorop staan. En die eerste daarvan is dat die Heilige Gees ewig is. Nou, om ewig te wees beteken dat jy nie 'n begin en 'n einde het nie. Dis so eenvoudig soos dit is. Ewigheid is nie 'n tydsbegrip nie. Die woordjie ewigheid beteken letterlik infinite, sonder enige begin en sonder enige einde. En daarom is die Bybel vir ons leer dat die Heilige Gees ewig is, soos wat hy wel in Hebreërs 9 vers 14 vir ons leer. Dan moet ek en jy aanvaar dat hy hierdie goddelike eienskap van ewigheid dra. Dat hy, toe daar nog niks was nie, toe daar nog nie tyd was nie, toe daar nog nie lig was nie, toe daar nog nie duisternis was nie, dat hy toe God die enigste wese was wat in die hele skepping bestaan het. Toe was die Heilige Gees alreeds ewig deel van die drie-enige God. Hebreërs 9 vers 14 sê dit baie mooi. Hy praat oor mense wat weggaan van die geloof af, wat nie meer dit gaan oor wegstap van die offer van Jesus Christus af in Hebreërs 9. En dan sê hy die volgende woorde, hy sê, as die mense gestraf word wat in die Ou Testament oortree het teen God, hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus homself as volkome offer deur die Heilige Gees aan God geoffer. As volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Hier sê die Bybel baie duidelik dat die Heilige Gees 'n ewige wese is wat nog altyd saam met God was en altyd saam met God sal wees. Maar die Heilige Gees is ook alomteenwoordig. En hier is daar 'n groot klomp tekste wat ons kan gebruik. Ek gaan so 3 vir u uithaal. Ek gaan probeer om vir u
hierdie gedagte van alomteenwoordigheid te verduidelik. Die alomteenwoordigheid van God is 'n teologiese uitdrukking. Die Bybel praat ook van hom as die alomteenwoordige God, nie in die woord alomteenwoordig soseer as in die saak van God wat altyd oral is, want dis waaroor dit gaan. Dis nie 'n filosofiese begrip. As dit 'n filosofiese begrip was, kon die filosofe van die ou Griekse wêreld ook daaroor beredeneer het en standpunte ingeneem het en sulke goed. Hierdie is 'n Bybelse begrip. Daar is in die hele wêreld, in die hele skepping net een wese wat alomteenwoordig kan wees. En dit is die drie-enige God. Daarom reeds in die Ou Testament, in Psalm 139, vers 7 tot 10, vra die psalmdigter, waarheen sou ek gaan om aan u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? So gees en teenwoordigheid word hier al klaar met mekaar gelykgestel. Dan klim ek op na die hemel, is hy daar. Nou word die gees waarvan hy nie kan ontvlug nie, die teenwoordigheid van God waarin hy nie kan vlug nie, ontword nou die werklike God, wat daar is, waar hy ook al kom. Al gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar. Ek hoef dit nie weer te verduidelik nie. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. En daarmee het ons nou geleer, dat die Heilige Gees reeds in die Ou Testament, in Psalm 139, daardie pragtige psalm oor God se teenwoordigheid in ons lewens, dat die Gees reeds in die Ou Testament alomteenwoordig is. Dan in maar nou net eers gekyk na hierdie teks in 1 Korinte 3, vers 16 praat Paulus oor die mens as die tempel van God en die werke wat ons doen. En hy sê, as iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word, en as iemand se werk verbrand word, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy selfs gered word, maar soos iemand wat uit die vuur gerig is. En dan weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon. As iemand die tempel beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Vriende, die Heilige Gees woon in elke gelowige waar in die wêreld ook al jy is. En ek wil hê jy moet hierdie gedagte in jou hart vanmôre net weer opnuut vasmaak. Die Heilige Gees woon in my as ek glo dat Jesus die Christus, die Seun van die lewende God is, wat deur sy offer my persoonlike verlosser geword het, en daardie geloof hande, voete, mond, oë, ore, denke, alles in jou lewe word, dan woon die Heilige Gees in jou. Moet jou nie laat verwar deur mense wat verkondig dat daar 'n tweede, verdere vervulling met die Heilige Gees moet wees nie. Die Heilige Gees woon in jou en hy wil in jou regeer heeltemal, maar hy doen net tot die mate waarin jy hom toelaat om dit te doen. So die Heilige Gees is nie 'n dief en 'n rower wat inkom en alles oorneem en jy het nou glad nie meer 'n wil of 'n besluit of iets in hierdie volgende. Net die Heilige Gees woon in jou en hy woon in elke gelowige reg oor die hele wêreld. Die Heilige Gees is waarlik alomteenwoordig. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is? 1 Korinte 6 vers 19. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie meer aan julle self nie. Julle is gekoop, die prys is betaal. Julle moet dus God in julle liggame verheerlik. En hier praat Paulus in die breër konteks oor seksuele sondes en sê hy alle sondes wat mense doen vind buite die liggaam plaas, maar seksuele sondes vind binne in die liggaam plaas. Die volgende kenmerk, kom ons sê net eers gou vir mekaar, ons sê hy vertoon goddelike eienskappe, en die eerste eienskap is hy is ewig, die tweede eienskap is alomteenwoordig,
En dan die derde eienskap, hy is almagtig lewegewend. Vriende, dat die Heilige Gees almagtig is, staan vas in die Bybel. Nou ek gaan vir julle vanmôre net na die teks in Romeine 8 vers 9 tot 11 verwys en ek gaan hom vir julle lees sodat julle kan hoor wat beteken dit as die Heilige Gees almagtig lewegewend is. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheer nie, maar beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Vriende, ek wil vir 'n oomblik verpoos en vir sê, daar is nie 'n beter weerlegging van die nonsens wat mense praat as hulle van 'n verdere vervulling met die Heilige Gees. Iewers na geloof, iewers na bekering, deel van die uitsluitlike deel van die heiligmaking, as hulle daarvan praat, dis nou sommer onbybelse nonsens. Nee, as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. En dan sê hy, omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle lewe op grond van God se vryspraak. Vriende, jy was dood in jou sonde, skryf Paulus in Efesiërs 2 vers 1. Jy was 'n lijk gewees. Jy kon tot niks in staat. Jy was tot niks in staat. Niks goeds in elk geval in staat nie. Jy was dood in jou sonde. En nou kom die Heilige Gees en hy kom gee vir jou die lewe waar op grond van God se vryspraak. En om die argument rondom waar pas genade in die prentjie en sommer in die bed te sit vir hierdie ronde, ons gaan later weer bietjie daaroor selfs, om het in die bed te sit vir hierdie ronde, kan ons sommer nou vir mekaar sê, dat die inwoning, die lewe, volg op God se vryspraak, alhoewel die liggaam nog, sê Paulus, vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. En dan, omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur die Gees wat in julle woon. En hier kyk Paulus bietjie vooruit ook na die wederkoms van Jesus. Toe die Heilige Gees inspireer ook, 1 Petrus 1 vers 21 sê, veral dit moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense wat die woord van God kom verkondig. So as ons praat van die goddelike kenmerke, wat die Heilige Gees dra, dan is dit sy ewigheid, sy alwetendheid. Ek het die alwetendheid oorgeslaan, ek moet nou daaroor praat, hy is alwetend. Ons lees in 1 Korinte 2 vers 10 en 11, aan ons dan het God deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheime van 'n mens, van God. Watter mens ken die verborgde dinge, behalwe 'n mens, die Gees van die mens wat in hom is? So ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Heilige Gees is alwetend, hy weet alles van God, hy weet ook alles van jou. En hy weet alles van my. Hy is alwetend soos God alwetend is. En dan die laaste gedagte wat ek met u, so ek het 3 gedagtes wat ek met u wil deel. Hy word direk God genoem, hy dra goddelike kenmerke, en daar het ek gepraat van alwetend, van ewig, alwetend, alomteenwoordig en almagtig, lewegewend. En dan die laaste gedagte, hy word gelyk met die Vader en die Seun behandel. En die seënbedes aan die einde van die briewe sê dit eintlik vir ons, ek verwys net na 2 Korinte 13 vers 13, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Vriende, ek glo dat ek hiermee vir u 'n duidelike prentjie getrek het of geteken het oor die goddelikheid, die godheid van die Heilige Gees. Hy is so aanbiddenswaardig, soos wat die Vader en die Seun is. Glo jy dit?
lewe dit in Jesus se naam. Amen.